naam van die Here is 'n sterk toring, die regverdige hardloop daarin en word beskud. En ek dink voor ons by die tema gaan uitkom dat net vir ons die diens open. So as ons net so sit en ons oë sluit, dan open ek die diens vir ons. Dierbare Hemelse Vader, Here, baie dankie dat ons mag stil word. Here, dat ons U naam mag aanroep en dat ons U wil verheerlik in alles wat ons doen. Amen. Here, ons is hier vanoggend by mekaar gekom. Van ons het ver gery, Here, maar U het ons nog 'n dag geskenk. Yes. Nog 'n dag, nog 'n geleenthede om U naam groot te maak. Here, my gebed is dat U hierdie woord wat deur my vloei, Here, dat ek nie die spreekbuis is, maar dat U die spreker is. Yes. Here, dat het oor U gaan en nie oor ons nie. Dit gaan oor die alomteenwoordige God. U is die een wat ons harte ken. Daarom bid ek, Here, dat U deur my sal werk, die woord deur my sal kom, U die woord in my mond sal hê, en dat U sal verheerlik word. Vader, dat ons hier sal uitgaan na die diens, toegerus, met nog 'n bietjie woord. Vader, dat ons daarna sal smag, soos wat ons deur die gange van die woord wandel, Here, dat U die woord aan ons elkeen bekend maak, wat van toepassing is op ons lewens. Ons eer U daarvoor, ons loof en ons prys U, want U is 'n wonderbare God. Aan U kom toe al die eer, die lof en die aanbidding in Jesus Christus se wonderbare naam. Amen. Yes. Soos ek reeds gesê het, dis vir my 'n voorreg. Ek dink al van julle die tema gesien en die tema is wanneer ons die opdrag kry om die ark te bou. Yes. En ek dink as ons praat van die ark, dan is ons gedagtes dadelik by Noag. En wat met die ark gebeur het, so ek wil vir ons 'n gedeelte lees en dan glo en vertrou ek in my hart dat die Here vir ons sal lei in 'n rigting in wat die Here in my hart opgewek het en in my gees werk vir 'n geruime tyd hier al. En ek dink dit is van toepassing in die tyd waarin ons leef vandag, om seker te maak dat ons bestand is teen die aanslag van die wêreld, die storms wat ons elke dag van ons in ons lewens het, en hoe die Here ons wil toerus om daar weer te kom. So kom lees saam met my in Genesis 6, vanaf vers 14 af. Genesis 6 vanaf vers 14 af. As julle almal daar kan lees. Maak vir julle 'n ark van goferhout. Met afdelings moet jy die ark maak en dit binne en buite met pit bestryk. So moet jy dit maak. 300 L die lengte van die ark, 50 L sy breedte, 30 L sy hoogte. 'n Opening moet jy aan die ark maak en op die maat van die L moet jy dit aan die bokant afwerk en deur die deur die ark aan die sykant insit. Jy moet dit met die onderste, tweede en derde verdiepings maak. So daar's 3 verdiepings in die ark. Onderste, tweede en 'n derde verdieping. Want kyk, ek bring die watervloed oor die aarde en van onder die hemel verdelg ek alle vlees waar 'n lewende gees in is. Alles wat op die aarde is sal wegsterwe. Hierdie was in Noag se tyd. Ek wil hê ons moet dink aan vandag se tyd. Van die wat ons wat hier sit en nog nie reggemaak het vir die weggeraak nie. Dit gaan gebeur. En 'n mooi ding. Kyk, dit gaan nie vir my nie. Maar met jou sal ek 'n verbond oprig. Jy moet die ark ingaan. Jy moet in die ark gaan. Jy, jou seuns, jou vrou en die vroue van jou ekskuus wat ek net nie so kry want ek het hom en die vrou van jou seuns, nee, en almal als wat lewe van alle vlees, ekskuus ek is by vers 19 hoor, moet jy 2 van elke soort in die ark laat ingaan. Om dit saam met jou in die lewe te hou, mannetjie en wyfie moet hulle wees. Van die voëls volgens hulle soorte en van die vee volgens hulle soorte. Van al die kruipende diere van die aarde volgens hulle soorte. 2 van elke soort moet na jou kom. Luister mooi wat sê. 2 van elke soort moet na jou kom om in die lewe te bly.
En jy neem vir jou van al die voedsel wat geëet word en versamel dit by jou, dat dit vir jou en hulle as voedsel kan dien. En Noag het dit gedoen, net soos God hom beveel het, so het hy dit gedoen. Nou ek wil net so 'n bietjie daar stil staan. As ek vandag die vraag sou vra, wie van ons wat hier sit is wedergebore kinders van die Here, dan hoop en glo ek, vertrou ons dat ver bo 90% ons hande sal opsteek. Sien wat die Here hier doen. Die Here gee 'n opdrag. En die Here se opdrag is, bou vir jou 'n ark. Noag. En ons sê nee, ons is nie Noag nie, so dit is nie van toepassing op my nie. Nee, dit is van toepassing. Want wat gebeur? Sien, die dag toe ons hart vir die Here gee, toe gebeur daar iets dinamies. Die Here is besig om ons te verander. En die Here is besig om ons voor te berei vir dit wat die Here beplan. Ons beplan, God beskik, dis wat die woord sê. So ons het 'n bepaalde roete vir onsself uitgewerk in ons leefstyl en ons het gesê, dis waarmee ek gemaklik is, dis wat die Here oor my pad bring. Solank die Here goed is vir my, dan is dit goed, dan is dit bly, dan is almal gelukkig om my. En ek dink baie van ons wat hier sit, het dalk dieselfde opinie. Maar dan gebeur daar ewe skielik iets in ons lewens. En ons kom agter, maar dit wat ons beplan het, is nie regtig besig om ons lewe te gebeur nie. En dan kom ons op 'n punt heel moontlik in ons lewe waar ons die Here verantwoordelik wil begin hou vir dinge wat met ons verkeerd gaan. En dan verstaan ons nie altyd hoekom nie. Ons verstaan nie altyd hoekom hierdie goed met ons gebeur nie. Die meeste van die tyd is dit as gevolg van keuses wat ons gemaak het. As ek sê dis keuses wat ons maak, dan wil ek die veronderstelling maak, dis die ark wat jy gebou het. Want sien, as ek in Genesis 6 gaan lees, dan staan daar in vers 14 in die onderste gedeelte, dat die ark geseël moet wees van binne en buite. Nou vra ek myself die vraag op, maar hoe seël ek myself? Hoe gebeur dit dat die Here vir my 'n opdrag sal gee om te sê, bou vir jou ark? Sien, ek vat my eie lewe as voorbeeld. As ek gaan kyk in 'n hawe, hoeveel skepe lê daar? Dan is daar grootes, en daar's kleintjies, en daar's kleineres, en daar's oorlogskepe, en daar's plesierskepe, en al die goede wat ons, ek dink onder die son kan ding wat 'n mens kan bou, om iets mee te vervoer, gaan ons in die hawe kry. Maar as bitter min van daai skepe wat daar lê, wat in die oopsee 'n storm gaan weerstaan. Daar's baie min van daai bote en skepe wat daar lê, wat vol bemanning gaan wees, wanneer die storm verby is. En my fokus vandag, gaan nie oor hoeveel mense ons moet invat. Dit gaan oor die ark. Dit gaan oor die opdrag wat ons het as kinders van die Here, om onsself so te beman en so toe te rus, dat ons die aanslag van die wêreld kan afweer. Dis God se plan vir ons. Want as ons dit nie gaan verstaan nie, gaan ons met elke storm wat oor ons pad kom, of iemand soek om te blameer, of ons gaan die Here beskuldig, dat die Here nie regtig met ons is nie. Maar God sê, hy sal ons nooit begewe en ons nooit verlaat nie. So, God se plan is, in my opinie met bou 'n ark, om jouself en myself so toe te rus, dat ons bemanningslewe kan vat, dat die Here mense oor ons pad kan stuur, dat die Here ons kan toerus om mense toe te rus, om groter en beter kinders van die Here te word. Yes, amen.
Hoe seël ons ark? Sien, daar's verskeie maniere, want daar's 3, volgens my, liggaamsdele, wat gaan bepaal hoe my ark van binnekant af gaan lyk. En dis my 2 ore en my mond. Want as ek myself in geselskappe kry wat nie goddelik is nie, dan gaan dit die bou van my ark beïnvloed. Hoe weet ek dit? Want ek kan dit hoor wanneer mense praat. Hey, ek self maak foute hoor. Geloof my, die Bybel sê die een wat preek vir homself. Ek self raak ongekrap, ek self raak kwaad. Maar ek probeer in my hart, so ver as wat ek kan, om in geselskappe en gesprekke deel te neem wat my gees omkrap. En dan kom 'n mens agter, wanneer jy heilig is, want God is heilig, dan God ons nie perfek gemaak nie. Want heiligheid beteken om eenkant te wees, om afgesonder te wees. Om nie meer te doen dit wat ons gedoen het. Dis wat daarna streef wat heiligmaking betref. Die Here is nie hier om ons aan te kla nie, die Here is hier om vir ons te sê, as ons nie ons lewe gaan verander nie, dan gaan ons amper, as ek die Engelse woord kan gebruik, in 'n rollercoaster wees. Want dan gaan dit goed, dan gaan dit sleg, dan gaan dit goed, dan gaan dit sleg. En dan weet ons nie altyd hoekom hierdie goed gebeur nie, want ons is nie voorberei daarop nie, want ons is mos kinders van die Here. Sien, dan raak ons baie keer, ek dink, geestelik arrogant. Maar die Here kom vanoggend en hy sê, as ons net hierdie woord hoor, en ons hierdie woord vat en die woord in ons toelaat om te werk, en ons kom agter as ons klein skuwe maak, dit 'n groot impak gaan maak, want dis so 'n skipwerk, dis so 'n arkwerk. Ek beweeg hier 'n klein dingetjie en dan sit daai hele skip se neus wat draai. Maar die verandering om te draai vat nogal redelik tyd. Ek dank die Here, want ek het 'n radikale verandering gehad. Hier sit mense hier vanoggend wat my ken in my verlede. Dank die Here het my nie onthou soos wat ek was nie. Amen. Die voorreg wat ek het, is om hier te kan staan vandag en te sê, weet jy wat, ek kom uit 'n sondaar agtergrond uit. My ark was nie die ark van die Here nie, maar ek was elke Sondag in die kerk. Ek het elke liedjie saam gesing. Ek het ook hande geklap. En toe ek die dag my hart vir die Here gee, toe kom ek agter, daai is eintlik skynheilig. Dis nie regtig heilig nie. So, God se plan vir ons, God se skepingsdoel, is om vir ons te sê, hy wil ons so nuut maak. As ons hierdie een gedeelte lees, dan moet dan mense, diere, na ons toe kom. Dis wat met Noag moes gebeur. Het jy gehoor dat ek dit gelees het? Die Here sê, hulle sal na jou toe kom, maar nie een wyfie. Nie mannetjies, en nie net wyfies nie. Mannetjie en wyfie. As 'n rede voor. God se plan is dat ons so toegerus is, dat ons die vrug van die Gees dra. Dit beteken ons is aansteeklik. Ons doen goede anderster, ons praat anderster, ons dink anderster. Ons doen alles wat die wêreld nie meer saamstem nie. Dis wanneer ek God se ark begin seël van binne en buitekant. Sien ons ek was nou nog in 'n gesprek met iemand en ek sê, wat vir my uitstaan is, as ek die normale wil hê, dan moet ek tussen mense wees. As ek die bonatuurlike soek, moet ek by God wees. Yes, amen. Wanneer God betrokke is dit wanneer dit vir ons onmoontlik lyk. Hierdie situasie kan nie verander nie. Ons gaan iets moet doen. Ja, ons sal moet. Bid, begin daar. Verstaan? Maar die Here is by magte om enige storm in enige oseaan om te draai onmiddellik.
As ons die woord gaan lees, ons agterkom, die Here het die son laat stil staan vir mense. Dis al 'n goeie God, hoor. Dis al 'n God wat omgee vir die mense wat hy gemaak het. Sien, die Here wil ons hê dat ons so met heilig wees, so ons ark so inrig, dat ons mense aantrek wanneer ons mond oopmaak. Dat dit wat mense hoor, nie Michael moet wees nie, maar die soete geur van die Heilige Gees. Mense moet aanklank vind. Wow, hier's iets hier gebeure wat ek soek. Ek weet nie wat het is nie, maar ek wil graag langer in hierdie ou se geselskap bly. As ons nie daai aantrekkingskrag het nie, dan is daar tekortkoming. Ek sê nie ons is dan onheilig nie. Wat ek sê is ons reg geseël. Is dit wat in die wêreld gebeur nie besig om in ons in te kom nie. Want sien ons, die doel van die seël van die ark was om hom in omstandighede te kry waar hy nie gaan sink nie. Yes. Hallo? Yes, amen. Almal wat op 'n boot gaan, is blootgestel aan dit wat in daai oseaan gaan gebeur. Okay? So as die Here vir my sê, Michael, bou vir jou ark, dan sê hy, Michael, rig jouself so in, dat jy geseël is, Amen. dat die storms van die lewe nie binne in jou kom nie. Yes. Want dis wat jy gaan sink. As ons so ingerig is dat die storms van die lewe binne in ons kom, dis waar ons probleme begin. Dan wil ons die probleem gaan soek by ander mense, of ons wil die probleem gaan soek by die Here, of ons verskoning is, ons is maar net mens. Dis 'n verskoning. Dis geen rede nie. Wanneer ons onsself in 'n situasie kry waar ons begin rigting verander, waar die Here soveel in ons werk dat ek weet, dit wat ek doen, wil ek nie meer doen nie. Ek het nie nodig vir iemand om vir my te sê, jy mag nie, want ek het die Here aanvaar. My mag nie word en nou wil nie. Dis die verskil tussen ons en die Ou Testament. Die Ou Testament moes hulle 'n ark bou om gered te word. Die Nuwe Testament is die ark gebou om gered te word. Want dis die Gees van die Here wat binne ons kom bly. Amen. Maar as ek toelaat dat die omstandighede van die lewe in my ark inkom, dan is ek besig om die Gees van God te bedroef. En as ek my Bybel reg lees, dan sê die Here, moenie die Gees van die Here bedroef nie. Met ander woorde, ons kan nie sit vandag en ons kan sê, dank die Here is goed vir ons, en die Here is goed. En ek kan nie uitstap en ek kan die verkeerde weë waarop ek was teruggaan. Dis my keuse. En die Bybel sê vir my, die Here sê, as sy genade nooit van my onttrek nie. Maak nie saak wat se sondaars ons is nie. God sal sy genade nooit onttrek nie. Maar een ding het ek geleer. As die Here my uit 'n borrelstoel uitgehaal het, moet ek hom nie daar gaan soek nie, want ek gaan nie daar kry nie. Ek gaan hom op 'n plek kry waar dit stil is, waar dit rustig is, waar ek by sy voete kan sit, waar ek sy stem kan hoor, waar ek tyd maak vir God. Dan kom ek agter, die storms van die lewe het nie hou vas op my nie. Dan kom ek agter, die Here is besig om my so in te rig, dat my ark sterker raak, as die storms wat om mens mag moet, van tyd tot tyd. Van die wat die was, die vorige geleentheid wat ek gehad het om woord te bedien, toe pastoor hulle by Wildtuin was, het ek gepraat met die twee storms waar aan die Bybel is. Die een was wat mens gemaak is, en die een was wat God gemaak het. Sien, God gaan baie keer in ons lewens iets oor ons pad laat kom, om te kyk of my geloof in hom is, en of my geloof in die omstandighede is. Yes. En dis wat die Here vir my sê, Michael,
as jy jou ark geseël het, dan is dit wat by jou mond gaan uitkom in 'n storm net God. Niks sal jou kan onderkry nie. Maak my nie 'n superhuman nie. Maak my 'n diep afhanklike kind van God. So, ek wil hê, vir die van julle wat saam met my wil lees, as ek gaan kyk na die skepingsplan, dan wil ek hê ons moet gaan kyk na Psalm 37, ek wil vir ons lees van vers 3 af. Psalm 37 van vers 3 af. Vertrou op die Here en doen wat goed is. Bewoon die aarde en beoefen getrouheid. En verlustig jou in die Here. Dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. Laat jou weg aan die Here oor en vertrou op hom, en hy sal dit uitvoer. En hy sal jou geregtigheid laat voorkom soos die lig en jou reg soos die middag. Wat hier van my uitstaan is, maak nie saak wat so storm hierdie ark is nie. As ek in vers 4 kyk, dan sê hy vir my, verlustig jou in die Here. En dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. So, die doel van 'n storm is gewoonlik om die gemaksone te skuif. Wie van julle dit al ervaar? Jy kan so lekker, ek wil amper sê die Engelse woord strul gebruik. En niks gaan verkeerd nie. En dan ewe skielik is daar ietsie wat hierdie hele appelkar omgooi. En dan is ons heeltemal van stryk af en dan verloor ons alle beheer oor onsself en ons blameer mense en ons gaan te kere en almal is verkeerd en is die duiwel en daar het ek 'n groot probleem. Want sien, wanneer ons die keuse maak om vir God te lewe, het die duiwel geen hou vas nie. Dis wat die Bybel my sê. Die hou vas wat die duiwel het, is dit wat ek in my kop het. Is dit wat ek hom gee. En ek het 'n punt in my lewe daarvan gemaak. In omstandighede, verlustig jou in die Here. Dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. Sê, Here, ek weet nie hoekom is hierdie storm hier om my nie, maar ek vertrou U. Ek weet nie hoekom moet ek hier deur nie, maar ek weet U het 'n plan vir my lewe. Wat wil U vir my wys? Wat moet ek leer hierdeur? Sien, dis een gebed. Die ander gebed is, Here, help my net, haal my net hier uit. Laat dit nie asseblief. Hoor mooi wat sê ek. Sien, dis die keuse van gesprek. Dis wanneer die storm in is, of wanneer die storm buitekant gehou word. Partykeer moet ons die Here vra, hoekom gebeur daar goed in ons lewens, en hoekom is daar storms in ons lewens? Want die Here wil ons ark sterker maak. Hoekom? Daar's iets wat in my kop vassteek, en ek wil dit sê in Engels, you are special cargo. Verstaan julle? Dit gaan nie oor die grootte van die lyf nie, want dan sou ek definitief gewen het. Okay. But you are special cargo. Jy is spesiaal in God se oë. Dis hoekom die Here jou hier het vandag, vir vandag, hierdie Sondag hier in Belfast. Om te hoor dat die Here belangstelling het, dat die Here vir jou plan het, dat die Here jou vra, smeek, seël jou ark. Moenie toelaat dat die lewe se omstandighede in jou inkom nie. Wanneer jy jou mond gaan oopmaak, gaan mense die gevolgtrekking maak. Is dit van God af? Of nie? Ek kan met 'n kruis om my nek loop, en ek kan met 'n Bybel oor my arm loop, en ek kan doen net wat ek wil. Maar as ek my mond oopmaak, sal mense weet, of mense die salwing van die Here dra of nie. Ons kan oor hom praat. Ek praat baie oor my vrou, maar ek het agtergekom ek moet 'n verhouding met haar hê, wat ek haar kan ken. Maar ek praat baie van haar, want sy is vir my kosbaar. Ons kan van die Here praat, dit beteken nie, ons is op 'n plek waar die Here ons kan gebruik nie. Sien, wanneer ons ark geseël is, dan sal die Here mense oor ons pad stuur. Dit is wat hy met Noag gedoen het. Hy het nie gesê, gaan soek die diere nie. Hy het gesê, hulle sal na jou toe kom. Mense trek agter die geur van die Gees aan.
van God se gees. Mense wil, wanneer hulle agterkom, daar's iets binne iemand wat anders is as in 'n ander plek, dan wil hulle graag eerder tyd daar spandeer. Is nie so nie. Is dit lekkerder in Belfast of lekkerder in die Wildtuin? Dat is 'n moeilike vraag nie. Maar as ek sou kies het, sou ek sê Wildtuin. Verstaan? Hoekom? Ek sal eerder tyd daar wil spandeer. In God se skepping. Maar die Here het my beskik vir 'n tyd soos vandag om in Belfast te wees. Want dis iemand wat hier sit wat 'n boodskap moet kry. En die boodskap is, kom uit die water uit waar jy nou is. Kry jou ark of jou boot in 'n plek waar die waters rustig is. Jy is baie keer besig om te storm te stuur wat jy nie nodig het nie. En dan kom goed oor jou pad en jy verstaan nie hoekom nie. Dis omdat jou boot in die verkeerde water is. Dis omdat dit wat jou boot in is, binne nie is. Ons moet ry kry. Okay. So ek wil vir ons lees Psalm 37. Wil ek net weer vas staan hierso. As die Here jou gaan gee die begeertes van jou hart, dan sê die Here vir ons, laat jou weg aan die Here oor en vertrou op hom. En hy sal dit uitvoer. Laat jou weg aan die Here oor. Hou op planne maak. Hou op jou eie goed in plek sit. Kom op 'n plek waar jy alles oorgee vir God. Sê Here, nou wil ek soos Martha en Maria, die een jaag op en af en maak kos, die ander sit by Jesus se voete en Jesus sê sy die beste deel al. Yes. Wie? Die een wat gesit en luister. Ons het 'n keuse. Of ons gaan beweeg om onsself te impres, of ons gaan na God toe beweeg om hom te impres. As die lewe in die storms baie keer vir ons te moeilik raak, dan moet ons vra, Here, hoekom is ek hier? Waarna jaag ek? Wat soek ek? My oorlede oupa het op sy grafsteen in Delmas 'n woordjie wat sê, of woorde wat sê, om by hom te wees is verreweg die beste. Hom in hoofletters. Om by hom te wees is verreweg die beste. Daar is nie 'n beter plek om jou boot in die water te kry as in die water van Christus nie. Daar is nie 'n beter plek nie. Daar's soveel vrede en kalmte wat alle menslike verstand te bowe gaan. Dis wat die woord sê, nie ek nie. Wanneer ons by God se water is. Die lewende water. Die Here sê strome van lewende water sal tussen ons te vloei. Sien, mense om jou word beïnvloed deur dit wat by jou mond uitkom. En dit wat by jou mond uitkom word bepaal deur dit wat by jou oor in is. Dis waaroor heiligmaking gaan. Dis waaroor seël jou ark gaan. Hierdie is 'n wissel wat die Here vir ons gegee het om te sê, ek kan nie mense oor jou pad bring as dit wat by jou mond uitkom nie reg is. Want jy hoor goed wat jy nie moet hoor nie, wat jy onstuim mag maak binnekant, wat die woord wat moet uitkom verander. Ek dink baie keer is verreweg die beste om by hom te wees. Dan is ou ontslaaf van al die goede. Is dit nie so nie? Nee. What a glorious day that will be. Alright. Die Here vra vir ons, wanneer ons die ark bou, daar's 'n oes op die land wat reg is, wie is bereid om te gaan? En dan wil ek vir ons lees Matteus 9, vers 37 en 38. Toe sê hy vir sy disippels, die oes is wel groot, maar die arbeiders is min. Bid aan die Here van die oes, dat hy die arbeiders in sy oes mag uitstuur. Sien, die Here wil ons toerus. Die Here het 'n plan, wie van Noag
die uitleg van die ark gegee? God. Is ek reg? God het vir hom gesê, bou hom so met hy lyk, hy moet 3 vlakke hê, en jy weet hoe ek dit lees, toe kom dit by my op. Ons as mense is ook eintlik in 3 dele gebou. Want as ek nie bene het nie, gaan ek in 'n rolstoel wees. En ek gaan moeilik beweeg. En as ek na hierdie gedeelte van my lyf gaan kyk, as ek dit nie het nie, het ek 'n probleem, want dan sit my kop tussen my heupe. Gaan ek slaap sê. Eenvoudig. Maar as ek hierdie gedeeltes wat en dan is natuurlik hoofkantoor die bo. Verstaan? En dit is waar baie van ons probleme het. Ek dink baie hierdie kaptein moet baie hierdie charge wat is nie reg nie. Maar in elk geval. Ons is ook in 3 dele gebou. En dis hoekom die Here vir ons sê, staan op die rots, Jesus Christus. Want dis waar ons geanker moet wees. Die Here vra vir ons vandag, sy oes is reg. Wie is bereid om te gaan? Wie is bereid om homself so in te rig? Nou gaan ek gaan dink aan nog. Met alle respek gesê. Toe Noag in die woestyn 'n ark begin bou, toe spot die mense op. Sê jy, my vriend, ek leer hom nie. Is jy seker dit reg hoor? Dis wat jy moet doen? Hier, nou in hierdie tyd, ark bou, in die woestyn. Weet jy wat laas dit nie gereën? Maar reënmeter het al gebars. So droog die son gebak. Nou kom jy ark bou. Sien wanneer ons die keuse maak vir Jesus, is presies wat gaan gebeur. Dis hoekom ek sê, ek is in my hart en dankbaar dat die mense wat hier sit wat my ken, nie my verlede ken nie, maar my Here wil ken. Die Here wil hê dat ons ons lewe so moet inrig dat hy verheerlik word in alles wat ons doen. Dit beteken nie dat ek so sagmoedige geaardheid moet hê dat almal oor my loop nie. Dit beteken dat ek nog steeds koning, priester en profeet van my huis is. As die Here grondgebied aan my toevertrou het, dan vat ek dit met erns op. Ek raak ongekrap as my grondgebied beskadig word, of aan my grondgebied betree word, of my koningskap bedreig word. Want dis iemand wat in beheer is van sy ark, volgens my. Anders gaan die storm van die lewe ons ronddruk, van een probleem na die volgende een, na die volgende een. En ons sal sukkel om 'n oplossing te kry. Omdat ons ark nie reg gesien is nie. Dit bring my by 'n gedeelte wat ek vir ons wil lees uit Psalm 37 ook. Van vers 23 af. Deur die Here word die gange van 'n man bevestig. En hy het 'n welbehae in sy weg. Mooi luister, gaan weer lees. Deur die Here word die gange van 'n man bevestig. En hy het 'n welbehae in sy weg. Dis iemand wat sy ark in God se water is. As hy val, dan stort hy nie meer nie. Want die Here ondersteun sy hand. Ek was jonk, toe het ek oud geword, maar nooit het ek die regverdige verlate gesien. Of dat sy nageslag brood soek nie. Hoor mooi wat sê die Here vir ons hierso. Die hele dag ontferm hy hom en leen uit, en sy nageslag is 'n seën. Wyk af van wat kwaad is en doen wat goed is, en jy sal vir ewig woon. Want die Here het die reg lief en sal sy gunsgenote nie verlaat nie. Vir ewig word hulle bewaar, maar die nageslag van die goddelose word uitgeroei. Waar is die beste plek om jou ark te hê? By die Here. Is dit die moeite werd om ons ark geseël te kry? Verseker. Want as ek net die lees, dan sê die Here vir my, Michael, as jy jou weer reghou,
sal jou nageslag sien. Roman, Marcian, Lizandra, Jacqueline, die Here bless julle. Dis my kinders. Hulle moet geseën wees. Sien, ek het beheer daaroor. As ek bereid is om dit wat ek gedoen het agter te los en my dood te vat en my Jesus se water te kry. En ek sê, Here, ek seël my ingang en ek seël my uitgang. Sodat er niks by my mond mag ingaan wat U kan skade doen, en niks by my oor ingaan wat U kan skade doen nie. Maar dat U my sal help om hierdie fontein wat binne my borrel, regte plek en regte tyd uit te bring. Want wanneer ek dit doen, sê die Here, jou nageslag sal geseën wees. Hulle sal nie honger hê nie, hulle sal uitdeel en hulle sal genoeg hê. Wie van ons wil hê ons kinders moet net genoeg hê? Enige van ons? Hy weet dit af. Meer. Moet meer hê. Meer as verseker. Verseker. As ons hier sit vandag en ons sê nie, ek wil hê my kinders moet net genoeg hê, dan sê ek nie, ons moet gaan hersiening doen. Want alles waarby God betrokke is in oorvloed. Daar is niks by God tekort nie. Wanneer ek doen wat die Here wil hê ek moet doen, wanneer ek my weer in die Here bepaal, en ek sit by sy voete en ek raak stil en ek hoor sy woord, en ek vat dit en ek pas dit toe in my lewe, dan sê die Here, jou nageslag sal geseën wees. Hoekom? Want God is om beheer. Ek het nie beheer gevat nie. God is om beheer. Ek wil vir ons lees uit Efesiërs 4 vers 30 uit. En dit was nogal vir my 'n gedeelte wat vir my mooi uitgestaan het. En ek het net daaroor gepraat en die woord sê, bedroef die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. Bedroef die Heilige Gees nie. Hoekom? Want ons is reeds verseël tot die dag van verlossing. So wanneer die Heilige Gees binne ons is, dan is omstandighede buitekant ons nie veronderstel om die boot te ruk nie. Want as ek teruggaan na die 2 storms toe waar in die Bybel is, die disippels Jesus wakker gemaak gesê, gee nie omdat ons vergaan nie. Toe sê julle klein gelowiges. En toe staan hy op en hy bestraf die wind. En die wind het gaan lê. So hoekom sal die Here die wind dan bestraf as die wind nie bedreigend is nie? Hoor mooi wat ek sê. Die volgende storm, toe kom die Here op die see aangewandel. En toe as jy voet in die boot sit, toe word die storm stil. Joe, dis amazing. Sien, wanneer ek die regte mens in die boot het, dan is die storm hanteerbaar. Ek sukkel om 'n storm te hanteer wanneer Jesus buitekant my boot is. God bestraf die een storm, Jesus bestraf die een storm, want dis nie 'n storm wat hy beplan het nie. So hy wil sy disippels sê, jy kan jou boot in 'n storm bevind, maar dit wat in jou is, het soveel krag dat dit daai storm kan stil maak. As jy dit reg toewend of aanwend. En dan sê die Here vir ons, wanneer God in jou boot is en hy is betrokke, Jesus, Christus, Heilige Gees, dan is daar nie 'n veronderstelling storm by jou boot te wees nie. Want waar hy is alles rustig. En kalm. Ek sien hy donker wolke trek net so op die horison verby. Maar die storm is nie daar nie. Sien dus hoe ons dit interpreteer. Hoe ons na onsself kyk, hoe ons onsself inrig, wat ons bereid is om te verander, om God die geleentheid te gee, om in ons te kom woon. Dis wat die verskil maak. So ek wil vir ons afsluit
Net Psalm 91, vers 3 tot 4. Want hy is dit wat jou sal red uit die net van die volvanger en van die verderflike pes. Hy sal jou dek met sy vlerke en onder sy vleuel sal jy skuil. Sy trou is 'n skild en 'n panser. Dis God se plan. Maar ons moet op 'n plek wees, as kies nog, waar die Gees van die Here met ons elkeen kan werk. Ons moet onsself so ingerig hê en geseël hê, dat dit wat in en om ons gebeur, nie dit wat ons het, skade aan nie. Vermy die situasie. Hoe doen ons dit? En ek wil afsluit hiermee. Van ons wat die sit het dalk van die bote wat ons op die damme mee ry, nee, skieboot. Gaan ons daai boot in die see sit? Hoekom nie? Want hy is nie gebou daarvoor nie. Gaan ons die boot wat in die hawe lê op 'n dam sit? Gaan die boot red. Nee, want dit gaan lyk soos 'n walvis in 'n wasbak. Alles so knop. So wanneer ons onsself toerus en ons die Here die geleentheid gee om in elkeen van ons lewens te werk, sal die Here bepaal hoe groot is jou oseaan. Die Here sê hy sal jy nie meer gee as wat jy kan hanteer nie. En in elke versoeking sal hy uit ons gee. So ek wil met julle los vandag. As u nie van die plek hou waar jy is op die stadium nie, gaan kyk wat jy nie toegelaat om in die lewe in te kom. As jy bereid is om dit wat in die lewe is te verander, en by Jesus se voete te gaan sit, en sy woord te luister, dan sal ons agterkom die Here is besig om die dam te skuif na die oseaan toe. En dan gaan ons agterkom God begin ons met meer te vertrou. Ons almal kan nie pastore wees nie, dis hoekom Daniël leer vir pastoor. Maar die Here gebruik baie keer normale mense om 'n woord te bring. Om te sê weet wat. En hy werk ook. Maar dis baie keer iemand wat saam met jou in die geveg is, wat jy by die hand moet vat en uitlei. Dis iemand wat dieselfde werk doen as wat ons doen. Is nie, weet ons het altyd die indruk van 'n pastoor en 'n dominee, jy weet hulle werk is eintlik nie. Dis eintlik sy werk nou Sondag en as hy klaar is dan sy af. Dan gaan jy my Maandagoggend en Dinsdagoggend en Woensdagoggend lewe as jy het al oor. Verstaan? Nee. Maar is nie so nie. Hulle spandeer tyd by God. Maar ek wil u verseker vandag dat ek werk. Ek staan vroeg op in die oggend, kom baie keer laat in die ambulans. Maar ek maak tyd vir God. Woensdag het my baas gesê, 'n selkerk. Woensdag wil ek vroeg loop. En ek dank die Here dat ek vir mense werk as is. Want vir my sê is reg. Bid vir ons. Sien wanneer ek tyd maak vir God. En ons weet, Sondag, ek kom eers kerk, dan werk. As ek moet gaan werk, ek kom eers kerk. Ek is jammer om te sê, my baas sit nie, maar ek bly kan staan. Tot ek klaar is en ek gehoor het wat ek moes gehoor het. Dan het ek die probleem nie, gaan trek ek my sportpakkie aan, met my groen streepies, en dan gaan ek. Dan gaan werk ek. Tot waar is jy bereid om tyd te maak vir God in jou lewe te werk? So ek sluit af daarmee. Dani, baie dankie vir jou Colette, vir die geleentheid, vir julle as gemeente wat ons ontvang het. En vir my ondersteuningsspan daar agter die pilaar. Ek sê vir julle dankie. Mag die Here vir julle seën. En ek hoop dat die woord wat uitgegaan het, glo ek en vertrou ek op goeie grond geval het.
En dat die Here ons elkeen so sal versterk, dat ons in groter water sal wees, om vir God groter dinge te doen. Dat ons so toegerus sal wees, dat geen storm vir ons te groot is nie. Maar dat ons weet, God is groter as enige storm. Mag die Gees van die Here met julle wees. Die Here seën vir julle, die lieflike week. Gaan jy afsluit of sluit ek af? Afsluit. Kom ons sit net so, dan sluit ons die woord. Hemelse Vader, dankie, Vader, dat U in hierdie gesprek wat ons gehad het, met ons was. Ek bid, Here, dat die woord wat deurgekom het, op vrugbare grond val. Ek bid, Vader, dat U die naprediker van die woord is, dat U dit wat van toepassing is op elkeen van ons lewens vir ons sal openbaar, en dat U vir ons die krag sal gee, die kennis, die wysheid, die insig. Die woord sê ons mag dit van U vra. Dat U ons sal seën daarmee, dat ons lewe so sal inrig, dat U sal verheerlik word in alles wat ons doen. Here, dat dit wat ons doen vir U aanneemlik sal wees. Dat ons nie ons oë op enige ander plek sal hou as op Jesus nie. Here, dat U die een is wat uitkoms gee in elke situasie. Vader, wat my hart opgewonde maak, is om te weet dat U, Here, spesialiseer in die bonatuurlike. Yes, amen. Here, daar waar ons dink 'n situasie is onmoontlik, mense se siekte, mense se finansies, werksbehoeftes, weet ek, Here, dat U elkeen se hart ken. En dat U aan elkeen se behoefte ryklik sal voorsien deur die rykdom van U genade. Vader, dis vir my voorreg, Here, om hierdie diens af te sluit en die seën en die guns van U, Here, oor Belfast gemeente uit te spreek, oor Dani en Colette, en dat U hulle sal seën in hierdie journey van hulle in die pad vorentoe, en dat U net verheerlik word, elke dag wat die tyd ontdek. Vader, dat U vir hulle groot deure sal oopmaak en tot hulle gemeente sal toevoeg. En ons bid, Here, soos wat U vandag gesê het, U sal hulle stuur. Maar nie teen my nie. Bid ons, Here, dat U die mense van Belfast die omgewing na hierdie gemeente toe stuur oor dit wat hier gebeur. Dat die Gees van die Here hier losgelaat is. Dat mense dit ervaar wanneer hulle instap. Dat dit nie vir hulle nodig is om die Gees van die Here te soek nie, maar hulle in die vasloop. Vader, ons sê vir U dankie, Here, dat U alomteenwoordig is in elkeen van ons lewenswerk. Vader, help ons, dat ons onsself so sal indrig, dat U tevrede is, Here, om in ons te woon. Dat ons ingang en ons uitgang geseël is, verseël is, deur die Heilige Gees. En dat die stroom van lewende water wat in elkeen van ons binneste woon, U op die regte tyd sal uitkom, en U sal verheerlik in alles wat ons doen. Here, ons eer U, ons loof U en ons prys U. U is regtig 'n goeie God. Daar's niemand soos U, Here. U is hoog verhewe bo alles. Help ons dat ons by U voete stil word, dat ons die stem so duidelik in ons gees hoor, in ons hart, bevestig. Die stem wat agter ons sê, dit is die pad, loop hier langs. Wow! Amazing, Here. Dis wat ek verlang. Vader, dat ek in elke tree wat ek gee, U sal ken, in al my weë, en U sal my baie gelyk maak. En ek spreek dit oor elkeen uit hier vandag. En ek vra, Here, dat U ons sal toemaak in die bloed van Jesus Christus. Dat U, Vader, 'n laar van engele op elkeen van ons sal trek. Dat die hand van genade en beskerming wyd uitgestrek is oor ons grondgebied. Dat U, Here, U guns en die seën nou oor elkeen van ons sal uitstort. Dat U ons grondgebied sal vergroot en ons onder die beskerming sal neem. Dat U, Here, sal keer dat daar geen onheil by ons kom nie. En dat geen smart ons tref nie. Ons vra dit nie omdat ons dit verdien nie, maar ons pleit dit in die wonderbare naam van Jesus Christus. Amen. Dankie, Dankie.